Goeiedag en welkom by die Woord in Diepte. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na eenheid deur nederigheid en ons tema vir die kwartaal is nog steeds om hemel en aarde te verenig. Kom ons bid gou saam en dan begin ons die studie. Here, baie dankie vir hierdie groot voorreg dat ons nou die woord kan open. Ek bid asseblief dat U die Heilige Gees vir ons sal stuur, dat hy ons harte kan oopmaak en ons gedagtes kan gefokus hou op dit wat ons nou gaan lees en gaan bestudeer. Help asseblief dat Here, dat ons U sal raak sien vandag. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Amen. So, wat is ons hoofstuk vandag? Waar begin ons? Wel, ons titel is Eenheid in Nederigheid en ons hoofteks kom nog steeds uit Filippense 2 vers 2. Sal jy dit vir ons lees? Filippense 2 vers 2 en dit sê, maak dan my blydskap volkome deur eengesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Maak dan my blydskap volkome. Dit is wat, Eengesindheid, né? weet jy wat dit my aan laat dink? Ja. Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Oorvloedigheid wat die Here vir ons wil gee. Kan net deur eengesindheid verkry word. Maar dit is interessant, as ons nou gaan kyk, want dit sê, dieselfde liefde. Dieselfde liefde is wat? So kom ons lees vers 1, en dit sê, as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is. So, dit sê, troos in Christus, vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees. So, dit is die vertroosting van die Gees, die liefde van die Gees en die gemeenskap van die Gees. Nee? So, en daardie selfde liefde wat ons moet hê, en dit sal ons eengesindheid gee. Dit sal ons een van siel maak, een van sin. So is dit ons eie liefde wat eengesindheid bring, is ons eie liefde wat eenheid bring, of is dit God se liefde? Ja, kan nie ons eie wees nie, want God is liefde, dis die enigste een wat werklik. So, die hele punt wat dit net vir my hierso baie duidelik maak, is dat, wat se liefde is hierdie? En dit is absolute, Volkome, ja, is volmaakte liefde. agape, liefde. Ja, dit is liefde, want God is liefde. En dan wat vir my baie mooi hierso uitstaan, is, as ons gou vinnig kan blaai na Efesiërs 4 vers 1 tot 6 toe, asseblief. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Werk so mooi saam. En ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. So, wat sien ons hierso? Dit sê so, een Here, een geloof, een doop, een liggaam, een Gees. As ons nie in een, as die Christensgemeenskap, nie as een kan saamwerk nie, Hoekom is een so belangrik? want die Godheid is 3 in 1. Hoeveel waarhede is daar? Een waarheid. Is dit belangrik dat daar net een waarheid kan wees? Wel, dan is dit die waarheid nie. Want Baie keer mense glo vandag dat waarheid is relatief. So, Wel- as jy glo dat waarheid is relatief, as jy glo dat baie keer mense is byvoorbeeld, ek het nou nog met iemand gesels, en ons het gepraat spesifiek oor wat aangaan in die wêreld, en een van die goeters wat ons genoem het daar was, mense wat praat van ons moet verdraagsaam wees, né? En dit is belangrik, ons moet verdraagsaam wees. Maar wanneer ons in die Bybel gaan lees, waarop praat oor verdraagsaam wees, dan is dit nie apart van teregwysing nie. Nee? So teregwysing en verdraagsaamheid loop hand in hand. loop hand in hand. Nee? Net soos geregtigheid en genade loop hand in hand. Nee? Baie keer probeer mense al hierdie goeders uit mekaar uit te trek, sodat hulle eie doele en wat ook al hulle besig is mee kan regverdig. Okay. So die rede hoekom ek dit noem, is as ek kan sê, maar daai is jou waarheid en hierdie is my waarheid, en
die mense by die huis het hulle eie waarheid en so voort en reg oor die wêreld, almal het hulle eie waarheid. Soos jy sê, die hele punt is dan is dit nie iets soos die waarheid nie, maar jy kan dit die waarheid noem nie, maar baie keer gebruik mense dit so. Dan beteken dit dis chaos. Verstaan, want dit kom terug na wat is morele waardes. Dit kom terug na wat is die grondslag van wat ons glo. Wat is reg en verkeerd? Ja, wat is reg en verkeerd. So as daar dan chaos is, hoe kan daar eenheid wees? Verstaan jy? Want byvoorbeeld as ek nou in die kerk is en ek sê nee, maar ons hoef nie dit te doen nie. Ons hoef nie hierdie reëls te volg nie. Dit is wat ek glo. En die ander nee, maar ons moet dit so doen. Verstaan jy, hoe kan daar eenheid wees? So ons eenheid moet gebaseer wees op iets. En wat is dit? So dan kan ons nou baie duidelik sien hierso. Ons moet strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, okay? Dan sê dit is een liggaam, een Gees, een hoop, een roeping, een Here, een geloof, een doop. Een God en Vader. Ons kan eenheid kry as ons gefondeer is op dit. Verstaan? Daar's nie eenheid soos wat die wêreld vir ons sê, diversiteit in die sin van ja, ons almal is verskillend, maar diversiteit in soos in nie almal verskillende gelowe en alles maar net een saam en dat dit is nie hoe dit werk nie. Verstaan? En so wat die wêreld vir ons skep, die prentjie wat die wêreld vir ons gee en die prentjie wat skry in die woord, dis twee verskillende prentjies. En dit is hoekom dit so belangrik is om te verstaan waar kom eenheid vandaan. Ek wil teruggaan na die vraag, wat is die oorsaak of waar is die oorsprong van oneenigheid? Want in die hemel is daar volmaakte eenheid. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogstes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. So. Hierdie praat nou van Satan, Lucifer, nog voordat hy as die duiwel bestaan het. Die teenoorgestelde van nederigheid is die oorsprong van oneenigheid. Om eenheid tussen hemel en aarde dan te verkry, moet ons soos Jesus wees, want hy is die perfekte voorbeeld van nederigheid. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat, sien, hoe? In ons, in God, een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Ja, ek dink net, as Jesus gebid het vir eenheid, moet dit moontlik wees. Dit is nie net 'n teoretiese ding nie. Maar dit gaan verder aan in vers 22 sê dit, en ek het hulle die heerlikheid gegee, wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Sure. Ek in hulle, en u in my, sodat hulle volkome een kan wees. En dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. So hier is nou 'n paar dinge wat vir my nou hierso uitstaan. So ons het nou gesien, jy het daar genoem, die oorsprong van sonde kom van oneenigheid. Die oorsprong van sonde kom van Lucifer, wat ek wil amper sê liefde een kant toe geskuif het. Want ware liefde, want baie keer mense sê, ja, soos jy kry die as jy lief is jouself, selfsugtig, wat ook al, maar ware liefde het hy een kant toe geskuif en die fokus was op homself. En as gevolg daarvan, natuurlik soos jy genoem het, hy was nie nederig nie, as gevolg daarvan het sonde gekom. Maar so oneenheid, sonde het veroorsaak dat die mense karakter gebreek word, dat dit geskend is. En dit het ook gemaak dat ons baie keer die vyand se leuns glo oor wie God is en God se karakter. Nou Jesus sê hierso in Johannes, sê dit, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is, en dan ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld, dis die wêreld daar buite, almal daar buite,
wat die verkeerde prentjie van God het, kan weet dat U my gestuur het. So hoe gaan die mense daar buite weet dat Jesus Christus, die Skepper God, gestuur is om vir ons sondes te kom sterf het? Hoe gaan hulle weet? As ons een is. As ons een is. So die verantwoordelikheid wat ons het, wat die woord in ons besit het, om daardie eenheid uit te leef, is geweldig groot. En natuurlik is dit 'n voorreg. Dit is nie net 'n verantwoordelikheid nie, maar dit is 'n voorreg, want dit is hier's Christus wat sê hy wil een word met ons. Ja, sjoe. Die Skepper. Ja. Kom ons blaai na Psalm toe. Kom ons gaan na Psalm 133. Vers 1 en dit sê: Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon. En jy kan net saamwoon as jy saamwerk. Maar dit is, ons het net gesien, daar's 'n spesifieke beeld wat ons as Christene moet uitleef vir die wêreld daar buite. As hulle kyk na ons, dit is wat hulle moet sien. Hulle moet vrede sien, hulle moet iets sien wat mooi is, iets wat hulle soos maar, dis nie normaalweg sal dit nie werk nie, maar dit werk, want ons het eenheid in Christus. Verstaan jy? Maar kom ons kom 'n bietjie terug na, as ons kyk nou na Filippense. So, Paulus skryf hierdie boek vir die Filippense, en daar is bietjie probleme. Daar's 'n rede hoekom hy praat oor eenheid. Hy skryf nie net hierdie om te sê, okay, dis maar net mooi woorde en dit is oor die algemeen. Of 'n herinnering nie, dit is baie spesifiek. 'n rede. Daar's 'n rede hoekom hy dit geskryf het. Net soos wat ons sien in Korintiërs, het hy baie spesifieke dinge aangehaal omdat daar spesifieke probleme was. So in die Filippense het ook hulle eie probleme gehad. So kom ons lees gou vanaf van die begin af, Filippense 2 vers 1 tot 8, as jy dit vir ons kan lees. As daar enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eengesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. So ons sien nou Paulus praat hier so met die Filippense en hy sê vir hulle, jy weet, hy begin met hierdie gedeelte wat ons net nou gelees het, oor dat, jy weet, hy is dankbaar vir waar hulle is, maar hy sal soveel meer blydskap hê as hulle hierdie eengesindheid het, as hulle een is, en as hulle hierdie volg, en dan gaan hy verder aan, en dan praat hy van, jy weet, moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie. So die motiewe wat ons dinge doen, het 'n uitwerking wat baie negatief kan wees, nie net op onsself nie, maar ook die mense om ons, want ergens gaan die Bybel sê dat, weet, alles gaan in die lug wees. Ons kan nie die waarheid wegsteek nie. So ons kan miskien ons motiewe probeer wegsteek en mense kan dink, julle alles is mooi en hankie dorie, maar dit is nie altyd so nie. So ergens gaan dit uitkom en dit het 'n negatiewe effek op my familie en in die kerk as in sigself. So, en dan gaan jy nou verder in vers 4 dat julle moet nie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen na die ander sin. So waar is ons fokus? Ons fokus is nie weer op onsself die hele tyd nie, maar dit is om ander, hoe kan ek ander ook help? En seën. En dan vers 5 wat vir ons sê, want hierdie gesindheid, so hy sê nou wat julle nie moet doen nie, maar dan sê hy wat julle moet doen. Hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. En dit is die bron van eenheid. Ja,
En dit is Christus. So kom ons praat vandag Jakobus toe. As jy vir ons Jakobus 3 vers 16 kan lees. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. En dan Galasiërs 5 vers 20 sê vir ons, eintlik kom ons van vers 19 af, en die werke van die vlees is openbaar, namelijk oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Dit is baie ernstige dinge wat hy hierso noem. Nou kan jy een van hierdie vat, al hierdie punte wat hy hier gegee het, al hierdie slegte dinge, kan jy een van hulle vat en dit by mekaar bring in eenheid. Soos kan jy sê, jy kan eenheid hê, maar oorspel pleeg. Kan jy eenheid hê en hoereer? Kan jy eenheid hê in onreinheid, ongebondenheid, en afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, al hierdie goed, jy kan nie. Nee. So dit is letterlik die teenoorgestelde van wat eenheid is, ware eenheid is. En dit is soos wat ons nou gesien het, wat jy vir ons gelees het in Jesaja. So vir 'n praktiese vraag, hoe kan ons ander hoor as ons self ag? Soos deur die loop van die dag, hoe kan ons dit prakties maak? Wat vir my heel eerste opkom, en wat ek al prakties in my eie lewe probeer doen het, is, wanneer ek iemand sien, hoe sien God daai persoon? Want ek kan met my eie oë kyk of my eie emosies sê, en miskien kan ek simpatie of empatie of wat ook al met die persoon hê, maar die vraag wat jy self moet vra is, hoe sien God daai persoon? Want baie keer, dis elke omstandighede is anderste. Byvoorbeeld, daar's baie keer, as ons kyk na Jesus se karakter in die Bybel, baie keer dan sien mense Jesus as, alles is net mooi in die sin van, is net liefdevol, is genade en alles is net hierdie tipe van goed, maar hulle vergeet, daar is tye waar hy hard was. Daar was tye wanneer hy 'n sweep gevleg het en die mense uit die tempel uit gejaag het. Daar is tye wanneer hy gesê het, dit is beter dat 'n meelsteen om die persoon se nek gesit word en in die middel van die see gegooi word. Jesus het sulke tipe goed gesê, verstaan? So, en die rede is dat die God van die Ou Testament is dieselfde God van die Nuwe Testament. So ons moet nooit staat maak op ons eie emosies nie, want ons eie emosies kan miskien onsself in moeilikheid veroorsaak. Ons eie emosies kan miskien maak dat ons te hard is teenoor ander mense. Maar in elke omstandighede, in elke oomblik waar ons osself bevind, waar ons nie weet hoe om op te tree nie, of ons moet nooit op ons eie emosies staat maak, om besluite te maak nie. Ons moet altyd vra, Here, help my. Help my om hierdie persoon deur u oë te sien. Help my om te onderskei oor hoe ek moet optree en wat ek moet doen. Wat beteken dit om die gesindheid van Jesus te hê? Maar ek bedoel, want kom ons lees verder. Dan is die antwoord is daarso. Filippense. So dit sê hierso nou vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. So jy vra nou, wat is hierdie gesindheid? Vers 6. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om in God gelyk te wees nie. Maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. So, wat het God gedoen? Die skepper van heelal, alles wat bestaan, wat hy gemaak het, was dit ek wil sê nodig nie, maar waar in die lewe kan jy dink dat iemand so iets kan doen? As jy vat net in 'n menslike oogpunt, watter mens sou dit doen? As jy vat vandag 'n koning wat uit al hierdie mag en uit al hierdie geld en wat ook al, en dan sê vir hom, okay, nou maar hy moet 'n boemelaar word. Verstaan jy, of hy met, verstaan jy, soos in, wie sal so laag afgaan? As jy dit net vat uit 'n menslike oog. En dit is nie eers helfte van wat dit... Nee, jy kan nie eers dit reg verduidelik nie. Dit is, daai vergelyking is naaste by wat dit is. Ja. Maar die punt is maar net, dit is die gesindheid wat in ons moet wees, dat ons moet nie mag, ons moet nie die posisie waar ons in is, en hoe ons onsself sien, die gestal, wat ook al waar ons mag wees in die lewe, dat jy jouself hoor ag as enigiemand anders te. Dis vir my baie, baie belangrik, dat
almal is mense. Weet, ons het hierdie programme op TV Idols en ons het al hierdie verskillende en byvoorbeeld ek weet in Hollywood het hulle hierdie sterre wat hulle letterlik op die sypaadjies sit met die mense se name en goed. Dis alles hierdie jy weet mense wat verhewe is en met al hierdie celebrities, die Engelse woord, mense gaan mal. Hoekom? Dis mense, verstaan? En ons wil nie sê die mense, maar dis asof die mense aanbid in 'n mate, as jy hoor wat ek sê, Ja. atlete, sterre, wat ook al dit mag wees, jy weet, mense gaan mal oor ander mense. En almal is net mens, verstaan jy? En ons almal het net een reg, en dis tot die dood. Ons het reg tot die dood. Romeine sê vir ons baie duidelik, die loon van die sonde is die dood. Dis die enigste reg wat ons het. So en is deur Christus wat hierdie gesindheid gehad het, wat afgekom het, dat ons enige waarde kan hê. Want ons waarde is net in hom. Ja, omdat hy ons teruggekoop het. 2 Korintiërs 3 vers 18, wat sê, en terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. In ander woorde, as ons die Here voor ons oë hou En hom aanskou, en hom aanskou, in plaas van die mens. dit is waarna toe ons sal neig, want dit is hoër as ons. Waar as dit nou die mens is dit, ek wil amper sê laer. As iemand wat homself verhewe hou, dan is dit eintlik laer, want daar is ons alreeds Dis die sondige natuur wat die fokuspunt is. ja, Dan so, as ons opkyk na mense en hulle probeer navolg en alles doen wat hulle doen en lyk soos wat hulle lyk, en dit is daai heeltyd, daai fokus en daai persoon aanvaar hierdie aanbidding, as ek dit so kan stel. Ja. Dit beteken sy karaktereienskappe is nie baie goed. Soos die fokuspunt is heeltyd op die sondige natuur. en op homself. En so kom ons lees gou vandag, terwyl ons in 2 Korintiërs is, lees ek gou vandag 2 Korintiërs 13 vers 11. En dit sê vir ons, verder broeders, wees bly, word volmaak. So jy nou net daar genoem, is soos, hoe word ons verander? Hoe daardie, ek wil amper sê die heiligmaking proses wat moet plaasvind in ons as Christene, is daar aanskoue, né? Nou gaan dit verder en sê, verder broeders, wees bly, word volmaak, laat julle vermaan, wees eengesind, hou vrede, en die God van die liefde en die vrede sal met julle wees. So, dit sê baie duidelik vir ons, dat ons moet eengesindheid wees, ons moet daai vrede behou, en die God van liefde en vrede sal met julle wees. So, ons kan nie vra vir die Here, gee my vrede, gee my hierdie goeie dinge, maar ek is nie bereid om van my kant af dit uit te leef. En dit, ek wil amper sê, byvoorbeeld, ek kan nie verwag, as ek nou in 'n nuwe, ek het al baie keer, ek dink ek het dit al vir jou genoem, dan luister ek na verskillende mense wat, soos vertel, soos en hulle trek na 'n nuwe omgewing toe, of 'n nuwe dorp, of wat ook al, en dan sal hulle of gelukkig of ongelukkig wees oor die mense in die omgewing. So hulle sal sê, die mense groet jou nie, mense is onvriendelik, en so voort. En dit is my baie keer baie snaaks, want mense, ek het al nou van mense stories gehoor, wat almal na dieselfde plek toe trek, en dan sal hulle sê, die een sal sê, ja, dis 'n vriendelike plek, en die ander persoon sal sê, nee, dis 'n onvriendelike plek. En dan vice versa, verstaan jy, verskillende plekke en so, en dan luister ek maar dit so, en dan wonder ek, hoekom ervaar mense dit anderste? Hoekom is dit so? En wat ek nou al geervaar het, in my kort lewe hier op die aarde, is, dit wat jy doen, sal jy meer van sien. So as ek mense meer gaan groet, gaan mense my meer groet. Verstaan jy? Kan wees. En dan gaan ek meer ervaar dat mense my groet. Verstaan jy, so as ek instap by 'n winkel of waar ook, kan ek begin mense te gesels en groet mense en wat ook al, dit gaan nie net oor dat mense gaan dit terug doen aan my nie, maar dit gaan ook 'n ripple effek hê op al daardie mense, dat hulle gaan ook 'n bietjie meer ontspan en miskien makliker ook ander mense groet. So wees 'n positiewe effek waar jy is, verstaan jy? En dit is dieselfde hier, is dat
Ons moet eenheid uitleef. Ons moet hierdie vrede moet ons uitleef en dan sal ons dit terug ervaar, Ontvang. as jy hoor wat ek sê. Ek het nou ook gedink aan Romeine 12 wat 'n taamlike bekende vers is, vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdiens. Vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. En praat van eenheid en verander na dit wat die Here wil hê ons moet word, dink ek ook aan 2 Petrus. Daardie trappe van groei. Ons hoef dit nou nie te lees nie, ek sal Ja, lees dit. Okay. So daardie trappe van groei in 2 Petrus 1 vanaf vers 3. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Amazing. Nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is, en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Ag, dit is net so mooi. Want as ons dit voor oë hou wat ons is, wat die Here vir ons gedoen het, dat hy ons skoon gewas het van sonde, dan sal ons nie hierdie dinge vergeet nie. As ons onsself in die regte lig sien en ander bo ons ag of hoor as ons self ag, dan is daar outomaties hierdie wat die Here vir ons bewerkstellig in ons harte. Natuurlik moet nie outomaties, ons moet die Here vra daarvoor en sy Gees in ons harte innooi. Dit sal vir ons natuurlik kom. Die punt is, ja, soos ons die Here aanskou, nie die hele tyd onsself as fokus het nie, dan gaan daar die, soos wat jy sê, dit meer natuurlik, dit is amper die uitvloei, dis die effek. Dit is 'n proses. Natuurlik. Want ons Soos kan wat nie, ek nou altyd doen, ek gebruik altyd dieselfde voorbeeld. Ek gaan dit maar weer gebruik. Wanneer jy oefening doen, en daar's 'n sekere vorm hoe jy dit moet doen. Verstaan, daar's 'n sekere manier hoe jy dit moet doen. En hoe meer jy dit inoefen, hoe meer natuurlik kom dit. So nader hoef jy eers meer aan te dink nie. In die begin, dan moet jy fokus daarop, né? En jy moet dit inoefen en verstaan jy, dit kom nie maklik nie. Maar met ter tyd, nader aan dink jy nie eers meer aan, dit kom van nature. Jy doen dit net op die regte manier, want jy het dit so lank al gedoen. En is baie keer vir my dieselfde proses is dat, ja, in die begin gaan dit nie maklik wees nie. Maar raai wat? Net soos wat baie atlete, hulle het 'n persoon wat hulle help. Hulle het 'n afrigter. Die persoon is daar by hulle. Hulle sê presies hoe hulle moet doen, wat hulle moet doen, en hulle help hulle motiveer hulle. Dis wat God vir ons is. God is letterlik daar om ons af te wys. En die stem van die Heilige Gees wat met ons praat, nee, moenie dit hierdie kan doen. En baie keer dan val ons luister nie. En dan is hoekom het ek nie maar net geluister nie. Verstaan? So die hele punt is deur daai hele proses word ons afgerig. En ja, dit is nie altyd maklik nie. Maar ons afrigter is daar. ja, Hoeveel makliker is dit, nê? As jy weet jy moet nou hierdie gaan doen, maar jy het iemand wat daar is vir jou, wat dit saam met jou deur hierdie proses gaan. Dit is baie makliker. Dit is baie, God ja. is daar vir ons. ja. Verstaan jy? En ja, dis baie keer moeite. En Natuurlijk. dis nie altyd maklik nie in daai sin dat jy moet
druk daarvoor, jy Ja. moet oefen, dit is iets wat jy op moet fokus, jy moet daaraan dink, dit kom nie net van self nie, dis moeite. Maar jy het die persoon wat daar by jou is. Ja. En dit is wonderlik. Al hierdie verse wat ons nou gelees het, laat my dink, die gewoontes wat ons het, van ons verkeerde gedagtes, wat is die effek daarvan? Dit is baie verrykend. Ek dink ons besef altyd hoe 'n negatiewe gesindheid ons in 'n rigting kan stuur, wat vir ons en alles om ons eintlik net meer en meer negatief laat voel en ervaar nie. Want ek dink ons moet leer, en ek praat baie met myself, om ons gedagtes en ons gevoelens te beheer en dit te tem op 'n manier. Want ons gedagtes word ons aksies. Ons aksies word ons gewoontes. En ons gewoontes vorm ons karakters. So dit begin by ons gedagtes. En op daardie, baie keer, is dit amper weer 'n sirkel-effek. En daardie gaan weer lei tot ander gedagtes. Jy hoor, so baie keer om jou gedagtes, as jy sukkel byvoorbeeld, baie keer het jy al ooit gehad dat jy hierdie liedjie in jou kop het wat so irriterend praat is, nie. né? En dan is jy so, ek wil nie hierdie liedjie uit my kop uit kry. Verstaan, so baie keer 'n stapie in by 'n winkel of iets en is hierdie nonsens liedjie in jou kop, né? En baie keer dieselfde soos jy het miskien hierdie gedagte in jou kop, soos ek wil nie hierdie gedagtes hê nie. Ek wil nie dink oor hierdie persoon, wat ook al dit mag wees. Ek wil nie my gedagtes hê nie. Dan bid jy, vra Here, help my dat ek nie hierdie gedagtes hê nie. En baie keer lees die Bybel, sing 'n goeie lied, 'n loflied, jy weet. En dan baie keer help dit met gedagte. Maar die hele punt is, as jy jou gedagtes kan verander en daai hele padloop wat jy nou genoem het van aksies en oorgaan na ons gewoontes en ons karakter, dit lei weer terug na ons gedagtes wat ook dan gaan verander. Verstaan jy? En dan so gaan dit aan. En dit is wat God vir ons wil doen. Verstaan? So baie keer moet dit hierdie proses loop om uiteindelik dit makliker weer vir ons te maak. En as dit weer die volgende ding. En so bou die Here aan ons karakter. En dit is die hele doel van heiligmaking, dat dit ons natuur verander. Want dit is nie ons wat dit doen nie. Dis die Here wat in ons werk, maar ons moet hom toelaat. En ons moet dit wil doen. Ons moet kies om sy gees in ons te hê. Ons moet kies tussen wat reg en verkeerd is. Hoe ek dit sien is baie keer, ek dink baie keer kan mense die verkeerde prentjie kry van wat jy nou genoem het. Is baie keer dis die Here se krag en dit is hy wat dit doen. Maar ek dink ons vergeet hoe dit gebeur. En hoe ek het verstaan is dat dis nie Christus wat kom en dit vir my doen nie, maar dis hy wat dit kom en dit met my doen. Verstaan jy? Want dit is nog steeds ek wat moet opstaan hierso en miskien in die kar moet klim en moet ry en nie kwaad moet word vir die taxi wat voor my inry nie. En dan kan ek sê, maar Here, hoekom het U my nou nie gehelp om nie kwaad te word nie? Of hoekom het U die taxi's weggejaag? Of hoekom gestuur. Wat ook al, hoekom word ek geïrriteerd nie? Hoekom het die Here my nou nie hier gehelp nie? My punt is wat ek wil sê, is dit is 'n absolute samewerking met God. Verstaan? Dis sinergie. Dit is hierdie samewerking, want God wil dit nie vir my doen nie. Ek is nie 'n robot nie. Ja. Dis ek sit terug en dit word vir my gedoen nie, maar dit is hierdie samewerking. Verstaan? Die mens saam met God. En ja, dis ek kan dit nie in myself doen nie. Verstaan? In myself het ek nie eers die regte motiewe nie. En wat ook al dit mag wees, hoe meer ek na myself kyk, hoe meer besef ek hoe sleg ek is. Maar dit is omdat God daar is en hy hierdie gesindheid gehad het om af te kom na die aarde toe en sy lewe te kom gee en vir my te kom wys hoe om te lewe. En hy die inisiatief geneem het. Ja. En daarom kan ek sê, ek het lief omdat hy my eerste lief gehad het. Verstaan, so die hele fokuspunt is dat dis Christus wat met my werk. Daar is so driehoek wat in ons gedagtes kan hê. Eenheid word in Christus gevind. As die Here hierbo die boonste punt van die driehoek is en ons as individue aan die verhoeke,
hoe kom ons nader aan mekaar? Want andersins moet ons ergens mekaar halfpad ontmoet en dit is nou nie eintlik die regte manier nie. Net as ons een is met Christus, kan ons eenheid met mekaar hê. As ons oneenigheid ervaar, beteken dit daar is afstand tussen my en Christus. En dit wil my kom na Romeine 12, jy het nou dit gelees. As ons nou verder gaan en ons lees van vers 9 af, dan sê dit vir ons, laat die liefde ongeveins wees. Verafskie wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eengesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eie-wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. So, hier gee vir ons 'n perfekte struktuur waar volgens ons moet leef. En al hierdie is net moontlik as ons onsself fondeer op die een wat sê dat ek is die weg, die waarheid en die lewe. So ons kan nie hierdie in onsself doen nie. Ons kan nie sê en dit is wat vir my dis my baie hartseer wanneer ek hoor byvoorbeeld iemand wat ek ken of van weet of wat ook al en die mens het getrou en dan hoor ek hulle het geskei. Dit is vir my verskriklik hartseer. En vir my persoonlik as ons is nou getroud. Dit is wonderlik, né? Ons het ons verskille en daar's baie keer wat ons miskien nog vassit oor iets of wat ook al dit mag wees. Maar vir my, as ek nie daardie fondasie het van dat ek en jy, beide van ons is gefondeer op Christus nie. Beide van ons is gefondeer op die waarheid nie. Dan gaan ek altyd miskien ergens in my agterkop stres oor, miskien kan dit met ons ook gebeur. Jy hoor wat ek sê? Maar omdat ek weet vir 'n feit dat jy gefondeer is op hierdie woord en dat ek my bes probeer om gefondeer te wees op hierdie woord. Jy hoor wat ek sê? Is daar nie daardie worry nie. Daai stres is nie daar nie. Daar's nie eens 'n gedagte daarvan. Jy hoor wat ek sê? En dieselfde vir my in die Christelike in die kerk omgewing moet presies dieselfde wees. Ons moet as broeders en susters van Christus ons moet mekaar kan vertrou want ons weet ons is gefondeer op die woord. Ons moet eengesind kan wees en ons kan saam staan en ons moet kan uitgaan en die evangelie kan uitleef en uitdra in die wêreld daar buite want ons weet ons is gefondeer op die waarheid. In die oggende wanneer ons opstaan, maak ons 'n volkome oorgawe aan die Here. Dit is 'n gewoonte wat ons probeer aanleer en om dit opreg elke dag opnuut te doen. Maar partykeer teen ontbyt, dan is my geduld al reeds op met die kinders. En dan dink mens, hoe kan jy deur die dag behou? Want jy kan nie, maar dalk kan mens, 'n memory, 'n geeteks, wat jy dalk kan anker vir die dag. Gee ek dalk my eie antwoord hierso. Maar hoe kan jy daardie behou deur die loop van die dag? So wat by my heel eerste opkom, as jy dit noem, is, het jy al ooit by die kerk uitgestap? Dan vergeet jy wat En dan daar vergeet jy waar die preek gegaan was. het. So sê maar die volgende dag, dan dink jy terug, waar het die preek gegaan? Dus, kan jy onthou? Dieselfde met, as sê maar jy hierdie oggend Bybelstudie gehad, of jy het die woord uitgelees, en dan later in die dag, kan jy onthou wat jy gelees het? Kan jy terugdink en presies weet wat die gedagtes was, wat by jou opgekom het, die gedeeles wat jy gelees het, en so voort. So, wat vir my baie belangrik is dat eerstens, wanneer ons bid ons Here,
maak die woord aan my duidelik. Nee, want ek kan nie dit verstaan uit my eie idees en my eie denke en Ons wil nie ons sogenaamde eie idees. kennis nie. Nee, dit is die Heilige Gees wat die woord aan my moet duidelik maak. So, Here, maak asseblief vir dit aan my duidelik, maar dan ook, voor jy dit of na die tyd bid en vra die Here, help asseblief dat hierdie permanent in my gedagtes sal wees deur hierdie dag. En dan probeer dit te doen. Probeer dit dan soos in letterlik 10 minute later, probeer daar te dink. So vir my is dit amper, om dit regtig prakties te maak, as jy 'n Bybelteksvers memoriseer, né? Lees jy dit een keer en dan onthou jy dit. Ek seker van as mense wat Dit wat kan doen. doen. Maar oor die algemeen as jy dit wil onthou, dan is 'n paar keer wat jy dit oor sê. Neerskryf. En dan is daar 'n repetisie wat plaasvind. So jy sal sien hoe jou geheue werk. Is daar's letterlik jy gaan kyk, ons slim mense wat dit verduidelik. Is jy moet dit elke soveel keer, byvoorbeeld ek dink as jy dit nou as jy 'n Bybelteksvers ken, moet jy ten minste eenmal 'n week kan herhaal. En dan daarna is dit eenmal in 2 weke en so voort, om dit vas te lê. Dan weet jy vir die volgende jaar gaan ek dit kan onthou en so voort. En dan baie keer na dit moet jy ook net so 'n paar keer weer en dan, so dis hoe dit vasgelê word. My punt is wat ek wil maak, doen dieselfde met as jy in die oggend studie gedoen het of in die oggend gelees het en ons gedagte wat ook al, probeer soos in letterlik dit vir jou prakties maak oor 'n uur, dan dink jy weer daaroor. En as jy gaan vergeet, is dit vir wekker aan. Met 'n spesifieke dientjie wat ook al wat afgaan en as jy weet daai ding gaan af, ek moet nou gou vinnig dink, al is dit net vir 10 sekondes, dink gou terug, wat ek vanoggend gelees, wat dit was. Dan maak dit vir jouself prakties. En baie keer soos ek sê, ek het ons nou baie keer genoem, is maklik oor die teoretiese kant te praat, maar ons moet dit vir ons prakties gemaak. En dan dit implementeer. Ja, Nog 'n gedagte. Die feit dat God homself verneder het om die menslike vlees aan te neem, dit is 'n verborgenis. Dit is iets wat ons gedagtes nie kan begryp nie. ons het dit nou genoem, toe ons Ja. daai gedeelte gelees het, is, ons kan dit nie verstaan nie. En dit sal ons die ewigheid vat om te verstaan, wat se liefde God het vir ons, as gefalle wesens wat niks is nie, wat stof is, maar hy het dit gedoen. En dit is wie hy is sy karakter. Maar kom ons net gou begin gou Romeine 8 vers 3, en dan sal ek Hebreërs 2 vers 14 lees. Romeine 8 vers 3, want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. En dan Hebreërs 2 vers 14 tot 18, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duiwel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan die slawerny onderworpe was. Want waarlik hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Sjoe. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. So die klein gedeelte wat ons kan verstaan, is dat hierdie God van liefde, wat absolute volmaakte liefde is, het besluit dat hierdie mense wat hy geskep het, wat die verkeerde keuses gemaak het, wat in sonde verval het, hy wil hulle kom red. Hy kon 'n woord gespreek het, en ons kon net weggewees het. Maar hy het besluit, nee, hy wil afkom, dis wie hy is, dis God se karakter. Hy wil vir die een verlore skaapie gaan soek. Ons gaan vir ewig leer wie hy is en wat ware liefde werklik is. Maar hy het afgekom en hy het hierdie gedoen, hy het deelagtig geword, hy het deel van ons geword, want hy het die een wat mag gehad het oor die dood, die duiwel, hy het hom kom tot niet maak en almal kom bevry, sodat ons nie onderworpe is aan hierdie slawerny wat die dood is nie. En dan sê dit, hy het gelyk geword aan ons, sodat hy barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan. Die prentjie wat ons hierso kry van Jesus, is dat
vir hom om as hoëpriester te kon staan en te kon intree vir hierdie mens wat geval het, wat nie die regheid op lewe nie. Sjoe. Vir hom om te kon intree vir hulle, moes hy gelyk word. Hy moes een van ons word. Hy moes kom ervaar het wat ons elke dag ervaar. Hy moes versoek geword het soos wat ons versoek word, sodat hy kan staan en kan intree en vir ons sondes kan versoening doen. En soos ek sê, Deur dit het hy sy voorbeeld ook vir ons gegee, ja, dat ons sy voetstappe kan volg. Johannes 1, ons het laasweek het gelees, kom ons lees dit weer. Ek moet sommer elke week lees. Dis iemand se gunsteling. Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En dit is eintlik die trekkrag van Christus. Dit is sy karakter, sy opofferende liefde, sy genade, sy geduld met ons, die nederigheid wat hy het. En dit is waarna toe hy ons roep. Daardie karaktereienskappe is wat ons eengesind kan maak, in teenstelling met dit wat Satan vir ons wil hê. Wanneer ons kyk na eenheid, prentjie wat ek kry, is dat eenheid en struktuur loop hand in hand. En dit is die teenoorgestelde van eenheid, die teenoorgestelde van 'n goeie, volmaakte struktuur, is chaos. Right? En so, die prentjie wat ek by mekaar wil sit, is dat ons sien dat hierdie studie wat ons so ver gedoen het. Ons sien dat Christus het gekom om vir ons te wys wie hy is. Ons sien 'n drie-enige God. Ons sien eenheid in die Godheid. Nee? Ons sien eenheid in die manier as ons deur Jesaja gaan, Esegiel gaan, Openbaring gaan en selfs Daniël, dan sien ons eenheid in die manier hoe die hemel gestruktureer is en al die engele. Nee? Ons self te sien ons in die skepping sien ons dit. In die manier hoe God geskep het, sien ons eenheid. En ons sien die heel eerste dinge wat God gedoen het, was man en vrou wat hy geskep het en hulle wat een geword het. Verstaan jy? So ons sien die hele tyd hierdie eenheid prentjie van God. Nee? Maar toe kom sonde in en sonde veroorsaak chaos. Sonde kom en bring oneenheid. En Christus kom en hy maak hierdie besluit om hierdie mens te kom red, hierdie mense te kom red. En dis deel van hierdie verborgenheid, want ons gaan vir ewig nie heeltemal lekker kan verstaan. Ons gaan die ewigheid vat om God werklik te kan verstaan, te leer ken. Maar die klein bietjie wat ons kan sien, dit is net ongelooflik. Dit slaan mense wow, né? En hier kom Christus, hy kom aarde toe en hy kom wys vir ons wie hy is. Hy kom wys vir ons die karakter van God. En hy kom sê vir ons, dit is hoe ons moet leef. So ons sien hierdie struktuur wat ons nou gesien het in Romeine 12, wat vir ons gewys het, dit is hoe ons moet leef. Weet, as ek iemand sien en die persoon is hartseer, nee, dan moet ek nie lag nie, ek moet saam met die persoon hartseer wees. Verstaan, ek moet meegevoel hê, ek moet saam met die persoon voel. Verstaan nie, maar daar's ook tye wanneer ek moet opstaan vir die waarheid. Daar's tye wanneer ek so moet wees, maar Christus gaan my lei deur dit alles. Ja. Verstaan, dit is nie soos wat ek vroeër genoem het. Dit is nie, ek gaan nie op my emosies gaan en ek gaan nie daarop staat maak nie, maar ek gaan staat maak op Christus. Ek gaan staat maak op die Heilige Gees wat my gaan lei deur elke oomblik. Maar om terug te kom, die mens het geval, chaos het ingekom, oneenheid het gekom, maar Christus kom terug en die hele punt van die verlossingsplan is om eenheid te kom herstel. Dit is om eenheid terug te bring vir die mens, sodat ons beeld weer herstel kan word, sodat ons weer in eenheid saam met Christus, saam met God kan wees. Om hemel en aarde te verenig. Ja, Wat 'n wonderlike God dien ons nie. absoluut. Ek wil
graag afsluit met hierdie gedeelte. En dit sê, 'n verbintenis met Christus deur lewende geloof is blywend. Elke ander verbintenis moet vergaan. Christus het ons eers gekies en het 'n oneindige prys vir ons verlossing betaal. En die ware gelowige kies Christus as eerste en laaste en beste in alles. Maar hierdie verbintenis kos ons iets. Dit is 'n vereniging van uiterse afhanklikheid en moet deur 'n trotse persoon aangegaan word. Almal wat hierdie verbintenis aangaan, moet hulle behoefte aan die versoeningsbloed van Christus voel. Hulle moet 'n verandering van hart ondergaan. Hulle moet hulle eie wil aan die wil van God onderwerp. Daar sal 'n stryd met uitwendige en inwendige hindernisse wees. Daar moet 'n pynlike werk van verlosmaking sowel as 'n werk van verbinding wees. Sien, is hierdie samewerking met God. Hoogmoed, selfsug, ydelheid, wêreldsgesindheid, sonde en al sy gedaantes moet oorwin word as ons 'n verbinding met Christus wil aangaan. Die rede waarom soveel die Christelike weg so jammerlik moeilik vind, waarom hulle so wispelturig, so veranderlik is dat hulle met Christus probeer verbind, sonder om hulle eers van hierdie gekoesterde afgode los te maak. Sjoe. So as ons eenheid wil hê, as ons werklik een moet wees met Christus, moet ons onsself losmaak van alles wat teen Christus is. En die Here help ons daarmee. Hy verwag nie dat ons dit op ons eie doen nie. Dan sluit dit af, dit sê, nadat die vereniging met Christus aangegaan is, kan dit alleen deur ernstige gebed en onvermoeide arbeid behou word. Ons moet dieself teenstaan, verloon en dan oorwin. Deur die genade van Christus, deur moed, deur geloof, deur waaksaamheid, kan ons die oorwinning behaal. En dis 'n belofte. Ons kan dit behaal. Sal jy vir ons afsluit met gebed? Hemelse Vader, ons sê dankie, want u woord is so bemoedigend. Here, dit is 'n groot taak wat ons voor u oë staar, Here, dat ons eenheid moet hê tussen mekaar. Maar Here, dat ons nie daardie as ons fokus het nie, maar u. Here, dat ons fokus op u sal wees, u karakter, u liefde, en om een te wees met u. Here, sal u dit wat in ons pad staan, om een met u te wees, wegruim. Here, geef ons die krag om los te knip van die dinge wat ons vashou in hierdie wêreld. Here, sodat ons werklik een met u kan wees en dat ons as 'n eenheid in hierdie Christen gemeenskap kan saamwerk, Here. Dat ons u naam sal verheerlik, dat ander sal kan sien ons was met Jesus en dat ons mense na u liefde sal trek. Here, gaan met ons, Here, dat ons u woord in ons hart sal bære en dat ons dit prakties in ons lewens sal toepas. Dis my gebed in u naam. Amen.